Goeiedag geliefdes, dit is vir my goed om weer saam met u te wees rondom die woord van die Here. En ek bid u die Here se rykste seën toe ook in u persoonlike verhouding met hom, en ook terwyl ons na die woord van die Here luister, dat daar is senior burgers wat nie meer noodwendig in 'n werksituasie staan nie, maar daar is ook mense wat moontlik nog in 'n situasie staan waar hulle werknemers is en waar hulle diens lewer aan mense wat oor hulle aangestel is. Titus het geskrywe daar by die 7de en die 8ste vers, gaan ek vir die begin lees, maar ons praat oor die 9de vers. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teenstanders beskaam kan word en niks slegs kan sê om van julle te sê nie. Diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hy praat oor die diensknegt, moontlik in ons terme die werknemer. Titus het reeds gepraat oor wat die kwalifikasies moet wees, wat ek vir u gelees het. Betoon jouself in alles 'n voorbeeld, laat die woord ongesond en onweerspreekbaar wees. En nou kom hy en hy sê vir die diensknegt dat ons moet let op hoe ons ons Here dien, dat ons as kindertjies van die Here by uitstek sal uitstaan as betroubare mense in die werksituasie. En wanneer ek sê betroubare werkgewers, dan bedoel ek hardwerkend, eerlik en wat my kant bring, wat nie my lei wegsteek nie, wat nie tyd van my meester steel as dit ware nie, en wat nooit misbruik maak van geleenthede wat ek het nie. Ek dink aan 'n jong man wat by die huis 'n pen soek, of 'n pen by sy maatjie gevat het. Toe sê sy pa vir hom, hoekom vat jy 'n pen by jou maatjie? Ek het 'n laai vol penne hier by die huis, wat ek van die werk afgebring het. Jy sien, die geliefde, sulke goed mag nie wees nie, want wat 'n getuienis is dit van 'n kind van die Here, wat dan by die werk tyd steel, of kopieë maak buite sy meester se toestemming, of van die materiaal van die meester vat. Ons moet in alle opsigte, moet ons 'n voorbeeld wees vir die mens om ons. Ek dink byvoorbeeld aan 'n voorbeeld as ek dink aan Psalm 19 vers 15. As hy sê, Here, laat die woorde van my mond en ook die oordenking van my hart u welbehaaglik wees. As ek dink aan 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15. God sy dank wat ons altyd laat triomfeer en die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Ons fokus as werkgewer en ons fokus as werknemer veral moet wees om te sê, Here, ek wil die fokus van myself wegskuif. Ek wil op so 'n wyse dien en ek wil op so 'n wyse diens lewer dat u naam deur my verheerlik kan word. Dat daar iets ook in my werksituasie kan wees wat tot eer van u kan wees. Die Here Jesus het daaroor gepraat in Matteus 5. Toe hy gepraat het oor julle is die lig en julle is die sout van die aarde, het hy daar in die 16de vers gesê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik oor wat hulle sien. Dit is 'n geweldige woord. Dat hulle julle goeie werke kan sien
en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik oor dit wat hulle sien. Ek het nie voorbeelde van ander mense nie, en daarom moet ek ongelukkige voorbeeld uit my eie lewe uit, of uit my vroukie se lewe neem. Hulle het ook soos baie ander werke, as jy van die werk afgaan, dan teken jy 'n vormpie, om te sê hoe lank is jy uit die werksituasie, uit dokter toe, of verskillende plekke toe. En eendag toe sy ook moes uitgaan, toe teken sy die briefie, en sy oorhandig dit aan haar werkgewer. Hy het die briefie gevat en dit opgeskeur en gesê, Heloise, jy wil nooit weer 'n briefie op my tafel sien wat jy geteken het nie. Jy sal nie 'n minuut van my tyd steel nie. Jy sal my nooit indoen met enige opsig nie. En toe sê hy 'n geweldige ding, maar moet my nooit teleurstel nie. Want die dag as jy my teleurstel, sal ek nie weer kan glo in Christendom nie. Ek werk met baie Christene, ek werk met baie sogenaamde Christene wat met bedrog besig is. Hy's 'n boekhouer wat die inkomste van hulle inkomste verduister, wat die ontvanger van inkomste indoen met leuns wat hulle vertel, en hy het geen respek vir Christene nie. Maar jy werk saam met my in die kantoor, en ek het jou gesien, ek het jou beleef, ek het jou werk gesien, ek het jou getrouheid gesien. Ek wil nooit weer 'n briefie van jou op my tafel hê nie. Daarom, wanneer ek 'n werknemer is, dan moet ek nie ten eerste 'n mense behaar wees nie, moet ek nie mense voor oë hou nie, maar moet ek God dien, en jy die wyse wat ek God dien en getrou is aan God, sal dit aan my werkgewer bekend word dat ek is iemand wat die Here dien, en wat die woord van God eerbiedig, en wat God se woord in my lewe tot uitvoer bring. En dit sal in my werksituasie gesien kan word, dat ek 'n eerlike en opregte mens is. Hy praat van die diensknegt, maar dan is hierdie diensknegte ook in die gemeente. Met ander woorde, daar is werknemers in die gemeente wat diens lewer aan ander mense. En ook vir hulle te sê, hoe moet julle lewe voor julle werkgewer? Hoe moet jy lewe voor jou baas? En wat 'n getuie moet jy vir hom wees deur jou persoonlike lewe elke dag? Diensknegte moet onderdanig wees aan hulle Here. Met ander woorde, hulle moet mense wees wat luister en doen dit wat hulle meester sal behaag. Hulle moet ingestel wees daarop om die meester se bevele noukeurig uit te voer en onderdanig aan hom te wees. Om sy bevele uit te voer soos hy dit wil hê. Diensbaar wees, nie rebelleer en in opstand kom oor dit wat by die werk gebeur nie. Ag, ek glo nie kindertjies van die Here moet ooit aan enige opstand deelneem of aan enige betoging deelneem teenoor enige werkgewer nie. Kindertjies van die Here moet hulle stil en rustig gedra. Ja, ons moet getuies wees as ons meester in die proses te nagekom word en daar word gerebelleer teen ons Here. Dan glo ek moet ons die saak van ons Here verdedig. Maar ek moet nooit myself verdedig en in opstand kom teenoor my meester nie. En daarom moet ek myself diensbaar wees. Hulle moet lewe en hulle moet werksaam wees op so 'n wyse dat hulle ten alle tye hulle werkgewer sal behaag en sal doen dit wat hulle werkgewer van hulle verwag, tot voordeel van die werkgewer, dat ek sy saak op die hart sal dra, my beste sal gee om aan hom my beste te lewer, sodat sy saak kan vorder, sy besigheid kan floreer, dat ek aandeel daarin het, dat daar sukses in sy bediening is. Daarom moet my fokus wees dit wat hy hier sê,
Diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here en hulle in alles behaag. Nou wat beteken dit? Alles doen wat my meester sal tevrede stel. Alles wat my meester sal toelaat om te kan sê, mooi so. Al hoor jy ook nooit 'n mooi so van hom nie. Al sê hy dit nooit vir jou nie. Dat hy tog in sy binneste respek sal hê vir jou om te kan sê, hierdie diensknegt van my lewer op so 'n wyse dat ek vir hom kan sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. En is dit nie wat ook van u en my verwag word, as kindertjies van die Here nie? Want ons is ook diensknegte. En in dieselfde mate wat hy hier sê, diensknegte moet aan hulle eie Here onderdanig wees, kan ek en dit maar op ons geestelike lewe ook van toepassing bring. Om te sê dat ek ook onderdanig sal wees aan my Here. Baie meer as aan die aardse. In die sin van dit is my God, dit is my Here, dit is my meester, dit is my verlosser. Alles wat ek het ek uit sy hand ontvang. En daarom sal ek ook onderdanig aan hom lewe. Ook dan te sê dat ek hierdie meester van my as diensknegt sal behaag. Dat ek tot eer van hom sal lewe. En ekskuus dat ek maar weer vir die daardie ou teksie quoteer, daar in Kolossense 1 vers 10. Dat ons waardiglik voor hom mag wandel. Om hom in alles te behaag. En in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Dit moet die fokus wees van elke kind van die Here. Nie alleen teenoor die Here nie, maar ook teenoor die aardse meester wat oor my aangestel is, dat ek hom in alles sal behaag, nie sal teepraat nie, nie in opstand sal kom nie, maar dat ek myself onderdanig sal verklaar aan die werkgewer en dit wat hy van my verwag. Dit is 'n geweldige taak, geliefde, want jou werkgewer kan teenoor jou onregverdiglik optree. Daar is van hulle. Daar is van hulle wat hard is op hulle werkers. Jy doen net nooit dinge reg vir hom nie. Niks is ooit goed genoeg in sy lewe nie. Hy's 'n bot en 'n ongeskikte mens moontlik, maar dit verander my nie. Ek moet nog steeds lig wees te midde van die duisternis waarin ek lewe. Ek moet die sout van die aarde wees wat verderf teewerk. Daarom moet ek nooit my werkgewer beskuldig vir my houding en vir my optrede nie. Ek tree op as 'n kindjie van die Here in alle situasie, al word ek ook nie waardeer nie. Dan word ek deur my meester waardeer, wat vir my elke goeie werk wat ek lewer sal beloon. Want hy is die een wat die beloning uiteindelik aan my sal gee. En dan sal jy eendag miskien uitvind dat hierdie werkgewer net eendag sy hart oopmaak en sê, ek hou jou al vir baie lank dop. Ek het nie reg teenoor jou opgetree nie. Ek het baie keer ongeskik met jou omgegaan. Maar weet jy het nooit verander nie. Jou diens het nie verander nie. Jou toewyding het nie verander nie. Jou lojaliteit het nie verander nie. Wat is daar in jou? Dit is om 'n getuie te wees, om te sê daar's iets anders in my. Ek is nie soos die wêreld wat rebelleer en beklei en veg en skreeu en my stem verhef as ek nie my sin kry nie. Ek is 'n diensknegt. Ek is iemand wat 'n werk het. Ek het 'n werkgewer wat vir my genadiglike werk geskenk het. En veral in die tye wat ons lewe, as jy 'n werk het, is jy 'n baie bevoorregte mens. En moet jy met versigtigheid omgaan, hoe jy met jou werkgewer omgaan, dat jy hom in alles sal behaag, en nie sal teepraat, en nie teen sy wil sal gaan nie. Mense in die werk mag dit dalk doen. Mense wat nie 'n verhouding met God het nie. Hulle gebruik ook vuil taal. Hulle gebruik afbreekende taal. Hulle is negatief teenoor die meester. Hulle sê negatiewe dinge oor hom.
Ek en jy as kind van die Here bly neutraal. Ons bly in 'n verhouding heel eerste teenoor God om te sê, Here, die wyse wat ek met my werkgewer omgaan, dat ek nie voor u skuldig sal staan nie. Die wyse wat ek met mense omgaan, dat ek nie voor u skuldig sal staan nie. Want vir God tel dit hoe ek met mense omgaan. Veral woorde wat ek uitspreek tel by God. Daar in Matteus 12 vers 36 en 37 sê hy, van elke woord wat jy sê, sal jy rekenskap gee. Uit jou woorde sal jy voor God geregverdig word, of uit jou woorde sal jy voor God veroordeel word. Daarom moet ek en jy oplet, ten eerste in ons verhouding teenoor God, dat hierdie standaarde sal waar wees. Diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie Here. Here sê vir my, ek sal doen. Ek sal altyd sê, ja Here, wat my fokus sal wees om u te behaag, en ek sal nie teespraat as u vir my iets sê nie. En dan hierdie verhouding wat ek met God het, verder te neem na my werksplek. En daar lig van die wêreld gaan wees, sout van die aarde, dat mense my getuienis kan sien, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Dat ek die Jakobus woord sal onthou, dat jy vinnig sal wees om te hoor, stadig sal wees om te praat, stadig sal wees om toornig te word. Mag die Here vir ons help, wat nog in 'n werksituasie is, dat ons uit sal kristalliseer, as werkgewers, wat die standaard van God op ons lewe het, die beste werkgewers wat hy het. Die getuienis sal wees, dit is Christene. Dit is mense wat hulle lewens aan God gegee het. Hulle kan ek vertrou. Op hulle kan ek staat maak. Hulle sal my nooit onderdeur doen nie. Hulle sal nooit teenoor my verkeerd optree nie. Hulle is diensknegte van die Here. En daarom is dit 'n uitvloeisel van hulle verhouding van God wat in die werksplek plaasvind. In die werksplek ontdek jy partykeer jouself. In die werksplek vererg jy jouself miskien in 'n sekere situasie, en dit sê vir jou net wat is binne in jou. Jy sien, geliefdes, dit is nie hy wat aanstoot gee, wat hoofsaaklik die probleem is nie. Hy wat aanstoot neem, is die man met die probleem, want dit wys wat is in jou. Iemand kan aanstoot gee sonder dat hy het besef, maar jy wat aanstoot neem, dit sê wat is in jou. En die wyse wat jy dan optree, sal die vrug wees wat bepaal wie is jy, waar staan jy, en wat is jou verhouding met God. Daarom kom ons lewe as diensknegte van God, teenoor ons meesters daar buite, en die getuienis wat van hom moet uitgaan is, ek het manne en vroue wat ek kan vertrou, omdat hulle 'n getuienis dra, hulle is kinders van die lewende God. Moet nooit iets doen wat 'n beletsel sal bring op die naam van jou meester. 'n beklatting sal bring op die naam van jou meester nie. Maar dat ons altyd welbehaaglik sal wandel, goeie vrug sal dra, en God die Here sal dien, in ons werksplek, buite ons werksplek, oral waar ek gaan, is ek bloot net 'n Christen. Ek is nie twee mense, iets anders by die kerk as by die werk nie. Ek is 'n Christen op alle terreine, by die kerk, voor die Here, en ook voor my werkgewer, is ek 'n getuie van die lewende God, en ek is 'n Christen. Mag die Here vir my help, om in moeilike situasies God te behaag, en onderdanig te wees, my meester te behaag, en nie deel te wees van die eiesinniges, van die teepraters, en van die beklei-groep nie, maar van die stil, afwagtende groep, wat oorgee aan die Here,
wat hoor en wat sien en wat waarneem. Mag die Here vir u baie ryklik seën en mag u God op 'n besondere manier beleef, ook in u werksituasie. Die Here seën vir u ryklik. Goeiedag vir u tot volgende week.